As ek en jy nou bietjie meer spesifiek wil wees rondom ons ouers, dan wil ek hom ook 'n pleidooi doen vir jou ouers. Vir jou ouers. Jou pappa en mamma kon ook maar net gee wat hulle gehad het. Jou pappa en mamma dalk ook net onbewustelik verdedigingspatrone van 'n prentjie gehad van hoe die lewe moet werk. En ons kan 'n keuse maak om hulle te kritiseer, of ons kan 'n keuse maak om te sê, hoe gaan ek dit anders doen as die geslag waarin ek groot geword het? Nou mense wat my ken sal weet dat ek ook nie die voorreg gehad het van 'n baie stabiele ouerhuis nie. Maar hulle weet ook dat ek daai keuse geneem het om 'n verskil te maak in die volgende geslag. Om 'n verskil te maak deur nie te kritiseer waarvanaf ek kom nie, maar waarheen is ek op pad? Wat 'n verskil wil ek maak in die lewe? So ons ouers het die verantwoordelikheid gehad om ons groot te maak, dis waar. Ons ouers het die keuse gemaak uit hulle vryheid van keuse om kinders te hê. Party ouers het dalk keuses gemaak wat emosionele keuses was en ek en jy is verwek. Maar daar is nog steeds 'n verantwoordelikheid. So wat het God bepaal? God het bepaal dat ek en jy is 'n gebore wenner. Ons word so gebore, niemand kan dit by ons wegvat nie. En al wat ons ouers moet doen is, hulle moet ons net in hierdie opgroei proses, moet hulle net een ding regkry. Hulle moet hierdie emosionele besluitnemer wat sy emosie uitdruk om sy sin te wil kry, moet hy net kan leer om te dink. 'n Orde verander. Maar hoekom is ek en jy dan gebore met hierdie emosie wat ons dan nou so oorweldig? Sodat ons ouers 'n regverdige kans het om die wil van God, die karakter van God, die vrug van die Gees in ons neer te lê. Sonder dat ek en jy kan begin beredeneer, en bedink, en begin skop. So ons ouers het 'n regverdige kans gekry om dit in ons te vestig. Daai wennerstatus in ons te vestig. So die primêre ding wat maar net moes gebeur om dit sommer in 'n groot prentjie vir jou te beskryf. Ons ouers moes eintlik maar net een ding reg gekry het in fase 1 geboorte tot puberteit, so ongeveer. Daar's nou mense wat sal tegnies raak daaroor, maar dis nie ons gesprek vandag. Wat ons reg gekry het is dat ek en jy as kind moes waargeneem het by ons ouers. Dit wat hulle verbaal sê, moet hulle waarnemend doen. Dis dit. Dit wat my ouer gesê het, sy ja is ja, en sy nee is nee, moes ons net waargeneem het. Dit is dit. Ons moes net op 'n plek kom waar ons ouers se verbale, hulle woorde kan vertrou. Ons moes net op 'n plek gekom het om te sien, dit wat pappa en mamma sê, dit doen hulle en dit skep vertroue. Dit wat pappa en mamma sê en doen wat vertroue skep, is die fondasie van dissipline. Kom ek verduidelik vir jou meer. Die woord dissipline beteken 'n band van vertroue met myself. Dit beteken nie om opdragte uit te voer nie. Dit beteken 'n band van vertroue met myself. Waar kom my vertroue vandaan? Ek leer dit in beginsel wanneer my mamma en pappa sê en ek dit kan waarneem, hulle doen dit ook.
En dis wat my so interessant is van God. Toe God ons geskaap het as hierdie gebore wenners, het hy ons geskaap sonder 'n taal vir die eerste 2 jaar, so ongeveer, verstaanbare taal. Ons kon nie so lekker kommunikeer met ons ouers nie. En veral daai eerste tyd van ons lewe, daai eerste paar maande, het ek en jy nie geweet, wat is die verskil tussen daai en daai nie. Ons kon nie die naam uitmaak. Dis seer of dis liefde, ons kon nie. Maar ons het waargeneem, daar's 'n verskil. Ons het waargeneem, as pappa met hierdie stemtoon praat, dan lag mamma, as pappa met daai stemtoon praat, dan huil mamma. Ons het nie geweet, wat is die verskil nie, maar ons het geweet, een is lekker, een is sleg. En soos die beginsel van waarneming in ons vasgelê, as die primêr belangrikste eienskap in ons lewe. Wat doen jy vandag, meneer? Wat doen jy as jy 'n kar sien? Wat doen jy as jy 'n vrou sien? Dame, wat doen jy as jy die man sien? As jy 'n mooi huis sien, as jy mooi juwele sien? Dis waarneming. Dit trek onmiddellik jou aandag. En die vraag ontstaan, gaan dit my behoefte na behoort vervul? Onmiddellik. Dis natuurlik. So ek en jy gaan die eerste 2 jaar ongeveer deur, ons leer die sterkste eienskap, waarneming. So mamma en pappa sê en hulle doen, ons neem waar en ons leer, ons kan vertrou wat mamma en pappa sê. Dit moet eintlik so eenvoudig wees. Maar waar sit dit vir my en vir jou? As dit nie so gebeur het nie. As daai band van vertroue nie neergelê is nie, as die beginsel van dissipline in die lewe nie neergelê is nie. Hoe vervul ons daai behoefte na behoort as ons nie gedissiplineerd is nie?